Kyk, dis nie aldag dat jy by Blindside Netball langs so 'n aantreklike man soos Johnny Burger staan nie. Ja. Johnny, dis 'n lekker voorreg om bietjie met jou te gesels. Ek dink ons kan oor so baie goed gesels. Nommer 1, die inisiatief wat jy as die CEO van Hall of Fame geneem het om iets soos Blindside sport, wil ek amper sê, te begin. Eers met rugby en toe met netball. Vertel ons net 'n bietjie meer van hoekom Blindside Netball, ja. Ja, dankie Amanda. Ek dink, jy weet, ons is geneig om baie op televisie te kyk. Ek dink eerstens die landscaping van broadcasting het verander. Jy weet, as ou nou tendense in die wêreld gaan kyk, ja, dis belangrik om wedstryde te kyk, maar ons weet heeltemal te min van wat agter die skerms aangaan. Jy weet, die integriteit in die harde werk, of dit nou 'n ouer is wat agter sy kant ry, of dit 'n kind is wat hard oefen, en die coaches en die umpires wat hulle doen. En ek dink die mark is honger om te gaan luister na kundige mense wat stories bring van inspirasie. En wie beter as jy en Carla. Jy weet, ons is baie bevoorreg dat julle ingestem het om dit te doen. Ek weet net een ding, is dat Blindside Netball sal nie gestop word nie. As ons kyk hier ek dink ons het 12 posts uit en ons is op 73,000 views. So ja, ek wens ek kan sê is my inisiatief. Ek dink ons het die regte mense om ons, soos jy en Carla, en dis 'n groot voorreg. En dis maar net die begin, jy weet, as ons gaan begin, vir ons is nou hier by onder 19 toernooi, maar ek dink as ons oor gaan skole toe en ons gaan Basketball toe en ons gaan, jy weet, kan jy dink nie. En dit ons is hier om te inspireer. Ja. En ek dink dis wat jy goed doen, dis jou hart nie, is om regtig te inspire, want ons wil netbal groei in die land. Jy weet, netbal gaan verseker een van die sterkste moondhede in wêreld netbal raak, Protea netbal, maar dit begin hier. Ja. Ek weet jy dra verskillende hoede. So ek gaan nou 'n bietjie jou vaderhoed op jou kop sit. Aret Burger, jou dogter, laas jaar reeds TNC gespeel as 'n skoolkind. Sy was 18 jaar oud, matrikulant, sy het vir my gespeel. En hierdie is haar tweede jaar wat sy TNC speel. En net uit jou perspektief as 'n ouer, wat dink jy maak hierdie toernooi so belangrik vir spelers om vanaf skool, want jy is self 'n groot sportman, maar om van skool af tot 'n senior netbal, daai transformasie, daai oorgang, wat dink jy doen 'n toernooi soos TNC reg om dit makliker te maak? Ja, ek moet vir jou sê, ek dink daar's 'n paar faktore, Amanda. Ek meen die eerste ding is jy kan 'n kind hê met al die talente in die wêreld, maar jy kort 'n afrigter wat in die kind glo. Weereens genade en guns, want ek dink, jy weet, as ons kyk se koshuisspanne, daar's 80 koshuis netbalspanne. Jy weet, so die guns wat my dogter het om deur jou hande te kom. Verlede jaar het sy baie goeie blootstelling onder 19 gekry en ons was verlede jaar by TNC geweest en ons gedink die vlak van netbal is ongelooflik. En toe gaan ons nou verlede week en ons gaan kyk bietjie na USA. Jy weet waar sy nou gespeel het in jou in die USA toernooi waarvan jy die afrigter is. Jy weet, en ewe skielik kom sy terug van Tuks 1 af en sy speel onder 19 en ewe skielik lyk dit of sy hoor. Ja. Jy weet, so ek dink is noodbelangrik. Ek dink is noodbelangrik vir die toekoms van netbal en meer as dit. En ek wil hê afrigters moet dit hoor. Jy weet, ons kan een ding wat ek agtergekom het is character supersedes talent. Jy weet, ons kan talent maak uit wat ons wil, maar ons se karakter. En ek dink dis waar jy geïnvesteer het in my dogter se lewe is om te sê jy's boonbehalwe die talent, is haar karakter wat gevorm moet word. En dis hoekom sy perform. So ek dink ons is geneig om te dink aan ons gene en ons kinders se talente en ek dink ons gee te min krediet aan afrigters. Ja. Johnny, ek het al vir so 'n paar van die sportreëse gevra wat sy dogter self netbal speel. Daai verhouding rondom sportouer, want ek self het dit ervaar as 'n speler. Jou ouer was 'n groot sportman of sportvrou. Daai van om nie jou drome deur hulle te leef nie, maar om vir hulle die regte advies, die regte ding op die regte tyd te sê. Hoe belangrik dink jy is dit vir 'n ouer? Ja, kyk, ek is mos maar kompeterend uit die aard van my rugby geskiedenis. My vrou het vir Suid-Afrika hokkie gespeel, so ek dink die gene is daar. Ek dink baie keer maak ons as ouers die foute dat ons drome deur hulle wil laat lewe. Op die einde van die dag gaan dit vir my oor passie. Die Engelsman sê dit, passion en perseverance. As jy passievol is oor iets, dan moet jy ook die perseverance hê. Jy weet, en ek het net altyd vir my kinders geleer, as jy begin met 'n ding, dan maak jy hom klaar. En as jy die dag jou passie verloor, hou op. Want as jy ons dit nie meer geniet nie, en ek dink baie ouers het kinders onder druk om te presteer. Vir my gaan dit oor die genot en die passie. Ek sê altyd vir my dogter, wat jy ook al maak, jy's besig om memories te maak. En geniet
geniet elke oomblik, want die dag as jy dit nie meer geniet, is jy nie meer op die regte plek. Sure. Johnny, ek wil vir jou dankie sê, nommer 1 vir jou inisiatief met Blindside Netball. Van my en Carla se kant af, ek dink jy weet hoe lief is ons vir stories en dankie dat jy in ons glo, dat jy die produk in ons hande gesit het en gesê kom ons hardloop hiermee. En ek sien uit vir dit wat kom en dit wat voor lê vir Blindside Netball. Ja, dankie. Ek sê altyd God said it, we believed it and that settles it. Hierdie is deel van sy plan, Jy en Carla het so 'n groot legacy om te los, nee. En ek dink dis 'n platform waar julle gaan uitleef en waar julle inspirasie gaan bring vir alle netbal sfeers in Suid-Afrika. So dankie vir julle. Is julle program gaan groot. Ons hou nie terug nie.